Dankie dat jy saam met my na hierdie klein video kyk. Ek gaan probeer om 'n bietjie saam met jou te dink oor die woorde geroep en gestuur. Wat dit beteken om 'n missionale gemeente te wees. Hoe mens verstaan wat God se wil op jou lewe is en op ons as geloofsfamilie, ons gemeente se lewe. En hoe mens van 'n roeping en 'n gestuurdheid, in Engels 'n calling en 'n mission, 'n bediening maak. Dis 'n baie praktiese en eenvoudige manier hoe mens daaroor dink. Nou, kom ons begin by geroep en gestuur. Die basiese manier waarop Jesus die kerk in die lewe roep. Hy roep die kerk in die lewe vir ons deur sy disippels te roep om hom te volg, toe sy op aardse bediening begin. Matteus 4 vers 19 staan daar, daarop sê hy vir hulle, kom, word my disippels. In die 83 vertaling, volg my. En ek sal julle vissers van mense maak. Matteus 4 vers 19. Dis die woorde waarmee die kerk in die lewe geroep word, waarmee volgelinge van Jesus vir die eerste keer uitgeroep word om in die wêreld te wees as volgelinge van Jesus. Dieselfde woorde is vandag op my en jou van toepassing en ook van toepassing op ons as gemeente, op ons geloofsfamilie. Die Here Jesus roep ons om hom te volg, nader aan hom te kom, meer soos hy te word, dieper in ons geloof te groei, nader aan God te wees, omdat ons naby aan sy seun Jesus is. En ons is gestuur. Ek sal julle vissers van mense maak. Dit is 'n wisselwerking en 'n beweging wat onophoudelik in ons lewe gebeur. Ons is geroep om Jesus te volg, na Jesus toe, gesinnebeeld by die kruis, en die kruis en ons ervaring by die kruis stuur ons na die wêreld toe, om vissers van mense te maak, om, sê Handelinge, en sê Matteus 28, maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle. So die evangelie, die goeie nuus van Jesus, die liefde van God, word ons mee in die wêreld ingestuur. En ons word geroep met daar dieselfde liefde en dieselfde goeie nuus na Christus toe. En dis die beweging wat keer op keer in my eie lewe en in jou lewe en ons gemeentelewe moet gebeur, wanneer ons terugkeer na die kruis toe, en vir die Here Jesus sê, Here, hier is ons wil naby aan U wees. In die oomblik as dit gebeur, sê Jesus, dis wonderlik dat julle hier is, ek rus julle toe met die krag van my gees, om in die wêreld in te gaan, en die wêreld van die evangelie te bedien. Nou, die woorde vissers van mense, hier in Clarence, hier tussen die berge, wat beteken dit nou vir ons? Wel, al wat Jesus gedoen het, is hy het 'n beeld gevat, wat vir daardie vissermanne presies sê wat hy van hulle verwag. Met ander woorde, 'n roeping en 'n gestuurdheid is nie 'n algemene, dis nie soort van 'n default ding, wat 'n mens het, dit is 'n algemene prentjie nie. Dis baie spesifiek en spesifiek toegerus en toegewy aan jou persoonlike omstandighede en waarvoor die Here jou persoonlik roep in jou lewe. Natuurlik is ons altyd geroep om Jesus te volg as ons hom liefhet en aan hom behoort. Maar wat beteken dit? Hoe verwoord jy dit vir jouself? En natuurlik het ons die opdrag om Jesus in die wêreld te verkondig en om uit te leef. Maar wat beteken dit vir jou meer nog as dit? Wat beteken dit op hierdie oomblik van jou lewe vir jou? En vir ons as geloofsfamilie en as gemeente, kan dit in 2 dekades, in die 80s het dit iets anders beteken as in die 90s. En in 2023 beteken dit dalk iets anders as wat dit in 1950 beteken het. En om die Here se wil te soek oor die roeping en gestuurdheid is om spesifiek dan nou 'n prentjie te skep waarvan jy kan vashou en wat in hierdie tyd vir jou sin maak. So dis die eerste beweging van 'n missionale gemeente. Dis 'n gemeente of 'n gelowige, ek en jy, volgeling van Jesus, wat verstaan dat hy na Jesus toe geroep is om hom te volg met alles wat hy het en is, en om uit te leef in die wêreld, gestuur in die wêreld, om hom te beleef en om aan mense die goeie nuus te bring dat God hulle liefhet. So as ons na ons gemeenskap kyk in Clarence en ons sê hopelik ergens in die middel van volgende jaar kan ons sê dit is ons roeping en gestuurdheid. Ons kan dit met ons hande vashou. Dis iets wat vir ons sin maak, dis iets wat ons verstaan, dis 'n beeld wat inpas hier tussen die berge, waar daar rotse is en grotte en hoogtes en uitsigte. Dis iets wat ons vir onsself verwoord het. Hoe maak ons dit bediening? Wel, die eerste ding wat moet gebeur, vriende, is dat ons anders moet begin kyk na ons gemeenskap.
Wel, missionaal beteken dat ons aan mekaar vashou en na die wêreld kyk om te sien hoe God ons wil gebruik. Maar ons moet na die wêreld kyk op 'n spesifieke manier om te verstaan hoe gaan ons prakties met ons bediening in hierdie wêreld in. Nou die driehoek in die piramide en die prisma is 'n bietjie van 'n beeld wat ek mee speel. Die wonderlike ding van 'n prisma is wit lig gaan in hom in en dan skyn dit daai verskillende kleure van die ligspektrum. En ek wil jou nooi om vir 'n slag so na ons gemeenskap te kyk, asof jy deur 'n prisma kyk, jou perspektief, en dan die prisma jou dan 'n volledige perspektief gee op wie woon hier, wie is die mense rondom ons, wie is die wêreld, die eerste tree wat ons gee, ons Jerusalem, wat ons bedien met hierdie liefde wat die Here vir ons gegee het. So, daar's twee goed waarna ons kyk. Die eerste ding is die onderste as, is hoeveelheid mense. Van die geel kolletjie tot by die pyltjie is al die mense in ons gemeenskap. Die hele spektrum. 7000 en enkele tiene, honderde is ons gemeenskap se hoeveelheid mense. Die ander aspek wat ons in die prisma van die driehoek hanteer, is hierdie mense se mate van verbintenis. Dit beteken, hoe is hulle verbintenis aan dit waaraan ons glo en dit wat ons doen. Met ander woorde, hoe naby is hulle aan God, hoe diep is hulle verbind aan God en hoe toegewy is hulle aan God. So ons bou ons piramide of ons prisma met hierdie twee aspekte. So die grootste groep in ons gemeenskap is die gemeenskap. Dis mense wat in ons gemeenskap leef en woon en werk. Hulle verbintenis aan ons as geloofsfamilie of aan die Here vir wie ons dien, is laag. Daar is die onderste deel van daai as. Daardie verbintenis is laag. Wel, die verbintenis is waarskynlik 'n zero. Daar is waarskynlik geen verbintenis nie. Hulle ken nie ons nie, hulle weet nie wat ons doen nie, dalk het hulle min tot niks kennis van die Here nie, maar ten minste dit wat vir ons belangrik is vir hulle glad nie belangrik nie. En as iemand vir hulle gevra, wat weet jy van Clarence gemeente, gaan hulle sê wel eintlik nie veel nie, die kerk wat in die middel van die dorp staan. Dis die grootste gros, dis die grootste groep. Jy kan sien, die hoeveelheid mense is die hoogste, maar die verbintenisvlak is baie laag. Die tweede groep mense, die tweede kleur, wat homself afspeel in ons gemeenskap, is wat ek noem die kom en kyk groep. Nou dis so bietjie minder mense, hulle weet so bietjie meer van ons, nog nie regtig baie nie, nie genoeg om deel te word van wat ons doen, of waar ons glo, sommer maar net uit hulle self nie, maar hulle sal kom en kyk, as ons iets doen, wat in hulle lewe belangrik is. Met ander woorde, as ons 'n aktiwiteit aanbied, of 'n spreker het, of een of ander vertoning het, of iets aanbied wat vir hulle 'n klokkie lui in hulle wêreld, iets waarna hulle belangstel. Dan sal hulle sê, wel kom ons gaan Saterdag na die bazaar toe, by die NG Kerk, daar gaan 'n vertoning wees van, of daar gaan lekker kos wees, of daar is 'n lekker kuier, iets wat vir hulle belangrik is. Hulle enigste verbintenis is 'n verbintenis aan wat vir hulle lekker is. Dis nie sleg of verkeerd nie, dit is nie hoe dit is. So die verbintenisvlak lê net maar nog hierso rond, ver onder die helfte. Die verbintenis is laag, maar ten minste skakel ons met hulle en raak ons aan hulle en gesels ons met hulle of kry ons met hulle kontak by die kere wat ons iets doen wat vir hulle belangrik is, of hulle belangstelling wek, of hulle nuuskierigheid prikkel. Dan is daar nog 'n kleiner groep. Dit is mense wat bietjie verhoudings het tussen ons gemeentelede, mense wat mekaar ken, dis dalk mense wat lidmate is van ons kerk en ons gemeente, maar wat nog nie in hulle eie verhouding met Jesus op 'n plek is waar hulle eie stiltyd hou, hulle eie gewoonte in die woord aan die gang. Dis mense wat so 'n bietjie aan die buitekant staan. Mense wat by tye in ons eredienste sal wees, dis lidmate wat so eenmal 'n maand in die kerk kom en wat soort van in beginsel volgelinge van Jesus is, maar nog nie self in hulle eie individuele persoonlike lewe die verbintenisvlak het om Jesus self in hulle privaat, in hulle persoon te volg. En dis mense wat miskien Sondag tussen ons is, dis mense wat by verskillende aktiwiteite deel is van wat ons doen. Dis al 'n kleiner groep, dis mense aan wie ons nader is. Dis mense wat ons persoonlik ken, of mense wat ons genooi het om deel te wees. Dis mense wat saamstap. Ek sê altyd, hulle gee nie om dat ons Jesus aan hulle doen nie, maar hulle doen nog nie Jesus aan hulle self nie.
Die groter groep, die geel groep, die kom en kyk groep, doen nog nie noodwendig Jesus aan hulle self, of wil ook nie bywees as ons Jesus doen nie. Hulle gaan vroeg huis toe, voordat ons 'n klompie geestelike liedere sing of ons saam bid, want hulle is nie daar vir hier nie, hulle is daar vir wat hulle belangstel. Hierdie blou groep is 'n groep wat sê, dis vir my goed. Ek sal deur die erediens sit, ek sal na die predikant luister, ek sal geestelike goed doen. Dis nie vir my sleg nie, maar ek doen dit saam met julle, ek stap saam, ek doen dit nog nie by myself nie. Nou word die groepie nou al hoe kleiner. Hier is die verbintenisvlak nou al meer. Met ander woorde, dis mense wat meer, is al verby die helfte. Dis mense wat sal sê, ek ken vir Jesus, ek volg vir Jesus, ek het 'n verhouding met Jesus. Ek is deel van hierdie geloofsfamilie, dis my geestelike tuiste. Dis nie die enigste plek waar ek met God 'n koneksie het nie. Ek het met God 'n daaglikse koneksie. Deur die loop van die dag in my gebedslewe, in my eie verhouding met die woord, en ek leef my geloof uit en ek ontvang geestelike groei wanneer ek saam met ander gevolgelinge van Jesus by die kerk is of goeders doen. Dis mense wat sê, nie meer net gemaklik is dat iemand Jesus aan hulle doen nie, hulle doen Jesus aan hulle self. Maar die groepie word kleiner, nie? Is al hoe minder mense. Wat die verbintenisvlak op die punt is wat hulle sê, ek volg Jesus en ek dien die Here uit my eie uit. Dan, 'n bietjie verder verbintenisvlak is iemand wat sê, ek doen nie net Jesus aan myself nie, maar ek wil ook graag Jesus doen aan ander soos ek. Met ander woorde, dis iemand wat in die gemeente, deel van die gemeente is, wat sy hand sal opsteek en sal sê, skryf my naam neer, ek help daarmee, ek sal hierdie bediening lei, ek sal 'n saamroeper wees vir dit. Dis iemand wat sy verbintenisvlak so is, dat hy of sy sê, ek is gemaklik daarmee om ander wat soos ek is, mense wat Jesus volg, gemeentelede, mense wat dieselfde dink as ek, om leiding te gee en om verantwoordelikheid te neem. So dit vat so 'n bietjie meer tyd, dit vat so 'n bietjie meer moeite, die verbintenisvlak is hoër, die Engelse woord vir verbintenis is commitment. So dis mense wat 'n bietjie 'n groter commitment maak en sê, ek gee 'n bietjie meer tyd, ek gee 'n bietjie meer van myself, ek gaan so 'n bietjie moeilikheid partykeer hê met moeilike mense, maar dit is goed so, want ek voel gereed om daai tree te neem, want my verbintenisvlak is op daardie punt in my lewe. Die laagste groep, en ook die kleinste groep, as ons na ons gemeenskap kyk, is mense wat sit toewyding aan die Here, en aan dit wat ons glo as geloofsfamilie, en deel, en saam aan werk, sterk genoeg is om te sê, ek wil nie net Jesus doen aan mense soos ek nie, ek gaan grense kruis, ek gaan Jesus doen en God deel, en my geloof en die liefde van God deel, met iemand wat anders is as ek, iemand wat dalk 'n ander taal as ek praat, iemand wat dalk nie glo wat ek glo nie, iemand wat dalk nie negatief of positief of teen die kerk is, iemand wat dalk agnosties is. My verbintenisvlak is op daai punt gekom waar ek sê, ek is gemaklik daarmee om grense te oorkruis. Belangrik om te verstaan dat in hierdie prisma van ons, hierdie piramide, is daar's nie iemand wat beter is as iemand anders nie. Dit is net 'n manier om te kyk na ons gemeenskap en na ons samelewing, om te onderskei, wie is daar, wie bly hier, en hoe lyk hulle verbintenisvlak aan dit waaraan ons glo, as geloofsfamilie, en dit waarheen ons op pad is. So dit is duidelik dat hier, selfs binne in ons geloofsfamilie, op ons lidmaatregister, mense is wat miskien nooit in die erediens is nie. Miskien is dit iemand wat maar so elke nou en dan 2 of 3 keer 'n jaar by die kerk kom en graag 'n Kersfees of 'n Paasfees wil beleef, maar verder deur die loop van die dag en deur die loop van 'n week is daar nie regtig tyd saam met die Here nie. Dis iemand wat saamstap. Iemand wat lei is dalk iemand wat gesien het om Jesus lief te hê en om hom daagliks te dien, rus ons toe om 'n verskil te maak ergens. So kom ek nooi jou om vir eers net so na hierdie prentjie te kyk en te sê, maar as ek na ons gemeenskap kyk, na ons samelewing, hier waar ons in Clarence bly, dit is hoe dit lyk. Dit is die verskillende mense wat hier bly. As ons vra, wie is daar wat saam met ons op pad wil wees? Nou goed, nou is die vraag, hoe bedien ons hierdie gemeenskap? Dat die lekker ding hiervan is dat ons hierdie piramide nou vat en ons onderste bo gooi in 'n trechter. En nou word dit bediening. En nou is dit maklik om 'n bediening aan mekaar te sit. Want
Ek wil graag as 'n missionale gemeente wat gestuur is na die wêreld, ek wil graag my oog hou op my gemeenskap en ek wil graag vir my hele gemeenskap aanraak deur my bediening. So eerstens is daar die grootste groep mense wat niks met ons te doen het of niks van ons weet nie. Hoe bedien ons hulle? Deur dienswerk, deur iets soos die bazaar, deur iets soos ons betrokkenheid by Tsepong, waarin ons in die gemeenskap mense help en dien, deur ons water beskikbaar te stel, deur ons mense wat help op al die verskillende forums in ons gemeenskap en daar Jesus se liefde uitleef. Dis gewoon om in die gemeenskap te wees tussen mense en hulle te dien. Dis die belangrikste deel van missionaal wees, is dat ek my geloof, my liefde vir Jesus in die gemeenskap uitleef. So daar's bediening daar. Daar's goeders wat ons moet organiseer en mense wat ons moet toerus om hier in die gemeenskap die liefde van Jesus te laat lewe en te laat skyn. Wat maak ons met die mense wat kom en kyk? Wel, ons bied goed aan wat vir hulle interesseer en wat vir hulle lekker sal wees. Dus ek kom daar by die bazaar, die brandweer daar was. Mense gesê het, kom ons kyk bietjie na die brandweer, dit interesseer my. Sal nie normaalweg na die bazaar toe gaan nie, maar kom ek gaan doen iets daarmee. Dus ek kom ons met die jong manne een Saterdagoggend gaan skiet het, en van hulle vir die eerste keer geskiet het met 'n halgeweer en met 'n ander geweer, hulle belangstelling is geprikkel. In die geleentheid vat ons so 10 minute en een van ons leiers deel 'n kort getuienis en sê, ek is lief vir Jesus en ek, maar die fokus is nie op 'n lang gesprek en Bybelstudie nie. Die fokus is op wat hulle belangstelling is. En so met 'n gemeente verskillende goed aanbied vir mense wat in die gemeenskap is, behoeftes verstaan en kyk wat is daar in die gemeenskap wat ons kan aanspreek uit die gawes wat die Here vir ons gegee het. Dis deel van ons bediening. Dis deel van hoe die Here vir ons roep na ons gemeenskap toe. Die mense wat saamstap, wonderlik. Hulle is al vriende met ons. Hulle stap saam met jou. Dis mense wat jy kan uitnooi na 'n geleentheid toe, na 'n mannebyeenkoms of 'n vrouebyeenkoms. Dis mense wat graag by 'n geleentheid wat by Kersfees by die kerk sal wees. En dis mense wat ons graag wil bedien deur ons byeenkomste informeel te hê, dit gemaklik te hê, dit verstaanbaar te hê, nie eksklusief te wees nie te laat voel dat party belangriker is as ander nie. En vir hulle die geleentheid gee om die kere wat hulle met ons kontak maak, te ervaar dat Jesus hulle liefhet en dat vir hulle sin maak en daar iets is wat hulle kan verstaan en wat hulle mee kan op pad gaan. Die volgelinge, iemand wat reeds 'n verhouding met Jesus het, daar so die bediening wat jy daar doen is soos ons Bybelstudiegroepe, soos 'n spesifieke toerusting in kursusse. Ons het 1 of 2 kursusse wat op hierdie stadium op die bord kom wat mense in kan belangstel. Dieper opleiding, disipelskap om in verhoudings met mekaar te wees en in 'n groep mekaar te ondersteun en aan te moedig sodat ons geestelik groei. Dis mense wat al klaar op die pad is, dis mense wat graag daar wil wees. So dis nie nodig om elke slag iets aan te bied wat vir hulle interessant is nie. Ons praat oor die woord en ons praat oor Jesus, want hulle fokus is al reeds daar. Dis deel van 'n gemeente se bediening. Die groep mense wat graag wil verantwoordelikheid neem, ons moet geleentheid skep vir leierskap. Ons moet bedieningsleiers hê, soos ons het. Ons as iemand sê ek het 'n idee, ek wil graag hierdie ding doen, moet ons kyk hoe ons kan help of haar kan help om daai bediening van die grond af te kry. Ons moet geleenthede skep en genoeg oop ruimte sê waar mense kan sê waar kan ek help en verleiding neem en 'n verskil maak. So, dis deel van 'n gemeentebediening. En dan mense wat grense kruis, moet ook as deel van ons werk in ons gemeente en deur die genade van die Here, is daar sulke geleenthede. Daar's 'n klomp geleenthede in ons gemeente waar jy vir mense wat nie soos jy is nie, mense wat anders as jy is, anders as jy dink, anders as jy lyk, anders as jy praat, 'n verskil kan maak. So wat is die momentum? Wat veroorsaak die momentum, die afwaartse beweging in hierdie trechter van ons, waarmee ons mense wil help om in te dryf van 'n gemeenskapslid af op die ouene tot iemand wat ergens in die gemeente leiding neem en grense kruis. Dis so swaartekrag. Die 2 pinkpyltjies in die trechter, dit is die liefde van die Here Jesus. Verhoudings, omgee vir mekaar, opreg belangstel in mekaar, nie agter mekaar se rug skinder nie, mekaar opbou in liefde. Die hele Nuwe Testament is vol daarvan. Verdra mekaar, help mekaar, dien mekaar. Dit is die swaartekrag in hierdie trechter. Sodat as iemand uit die gemeenskap uit ergens kontak het met 'n karwasprojek of met een van die goed wat ons in die gemeenskap doen, met iemand van ons wat ergens op 'n forum is, dat hy na die huis toe kan gaan en vir sy vrou of vir haar man gaan sê, jong, ek het nou vanaand met iemand gepraat van hierdie NG Kerk hier, so dit is regtig 'n oulike persoon.
Daar was 'n groot konflik die aand op die vergadering en die persoon het kalm gebly en regtig op 'n mooi manier die goed hanteer. Dit het my interesseer. Nee, dit het my interesseer. En ergens is daar 'n geleentheid wat ons aanbied en dan nooi iemand hierdie persoon. Hy sê, hoorie, ons het hierdie ding wat gebeur by ons gemeente. Wil jy nie saam met my kom nie? En die persoon sê, ek het vrymoedigheid om saam met jou te gaan, want ek het jou gesien daar buite in die gemeenskap. Het ek jou gesien en dit vir my gevoel ek beleef iets van God se liefde by jou. Ek sal jou vertrou en saam met jou gaan. En dan gaan die persoon saam en dan gaan ons visvang met die dam of ons gaan leer om spaghetti te maak, wat ook al die aktiwiteit is. En as die persoon die aand daar wegstap, uit die kom en kyk byeenkoms uit, dan sê hy vir sy familie, jong, en hulle sê, jy was nie vanaand by die kerk gewees. Jong, was seker maar 'n stywe storie. Ek sê, nee man, wie, dit is wonderlik. Ek het nou was saam met Kobus daar en toe het ek vir Johan ontmoet en so 'n ander ou met die naam van Reginald. Dis great ouens. Hulle is lekker ouens. Hulle het my gesê, hulle is deel van die mannebediening. Hulle gaan oor 2 naweke gaan hulle weg vir die naweek om te gaan visvang. Ek gaan saam met hulle gaan. En dan gaan die persoon saam, hy raak 'n saamstapper. As ons terugkom van die kamp af, sê die ouens, kom ons sluit die kamp Sondagoggend in die kerk af. En dit word 'n gewoonte. Ons trek 'n koppie tee na die tyd. Ons kom saam met die kerk mekaar. En dis iemand wat dalk nog nie gedink het oor 'n verhouding met Jesus nie, maar in die proses, in hierdie liefdes swaartekrag wat in hierdie trechter afbeweeg, word hy al hoe nouer en al hoe nader getrek na Jesus toe. En ek dink jy verstaan die punt. Jy kan sien dat hy is in 'n swaartekragproses waar ons met die liefde van Jesus Christus om bedien. En dan word die siklus voltooi as ons oor grens begin gaan, terug na die gemeenskap toe. Want die mense wat speel in die gemeenskap is mense wat sê, ek sal met mense praat wat nie soos ek is nie. En dan word die siklus van ons eerste prentjie op ons video. Die siklus wat sê, ek is geroep om Jesus te volg, ek beweeg so stelselmatig af in hierdie trechter, om nader in die Here te kom, om meer bruikbaar te word vir hom, maar ek is ook gestuur om uiteindelik grense te begin kruis en 'n verskil in die gemeenskap te maak. Nou ja, ek hoop jy verstaan wat dit beteken om geroep en gestuur te wees en wat dit beteken om missionaal te wees en hoe 'n bediening werk in ons gemeente en hoe dit kan werk nou beter.